Goeiemôre, welkom. Dit is Leef Gesond en dit is vir my so 'n lekker avontuur waarop ek is met hierdie reeks, want ek self leer ongelooflik baie. En as jy verlede week gemis het, ek is besig om met 'n splinternuwe reeks met 'n neurolewensafrigter. Ons gesels oor die brein en die werking van die breinpatrone. Nou saam met my op die lig is Antoinette Schminke, 'n neurolewensafrigter. Sy is ook 'n stresverligtings afrigter. Nou, dis iemand dalk met wie jy vandag nog in kontak wil kom. Ek gaan nou kontakbesonderhede net hierna gee. Antoinette, ons praat vandag oor tyd. Hoe affekteer die kwessie van tyd ons elke dag? Hoe ons oorleef, hoe ons funksioneer, hoe ons bepaal waar ons is in ons lewe? Hoe affekteer dit ons spanning? Ja, weet jy, tyd is eintlik 'n baie groot slaggat waarin baie mense val. Jy kan tyd in 3 deel. So jy kry die hede waar ons nou is, en dan kry jy nou natuurlik die toekoms en dan kry jy nou jou verlede. So baie mense sit vas in die sin van, weet jy, daar het hierdie vreeslike ding met my gebeur, ek het deur 'n egskeiding gegaan, ek het deur 'n moeilike tyd gegaan en ek wil alles in my vermoë doen om nie weer daar te gaan. Hoe hou dit jou terug? Baie mense, as dit nou, kom ons sê jy is deur 'n egskeiding, nou keer dit jou om weer in 'n verhouding in te gaan. Met ander woorde, nou kyk jy na mense en jy het nie daai vertroue regtig nie. So jy maak nie jouself regtig oop nie. En dit kom alles uit die verlede. Of weet jy wat, my pa het op 'n sekere manier, was hy in die huishouding gewees en of my ma en ek gaan dit nie doen in my huishouding nie. Dis daai klein goedjies wat 'n mens nooit aan dink nie, maar dit is die manier waarop jy funksioneer, is jy wil nie daai selfde fout weer maak nie. Ek weet baie keer mense swaai sommer heeltemal na die ander kant toe weer. En dan, jy weet, wanneer jy kyk, en dan is ander mense nou weer in die toekoms. Jy weet, dit is nou daar waar jy sê die hele tyd vir jouself, weet jy, nee, ek is doelgerig en ek wil hierdie doel bereik en jy weet, jy streef alles na. Met ander woorde, jy weet jy nie, as ek daai gewig gaan verloor, gaan ek beter voel. As ek daai vakansiehuis kan koop, gaan ek gelukkig voel. As ek daai werk kan opbou wat ek nog altyd aan gedink het, gaan ek gelukkig wees. Baie keer kom jy op daai punt, dan het jy kon ons sê maar daai gewig verloor en dan dink jy, okay, maar nou wat nou? Verstaan jy? Dan kry jy nie daai, ek wil amper sê daai satisfaksie wat jy gehoop het of gedink het. So 'n baie belangrike ding wat eintlik hier gebeur is, ons soek ons geluk buite onsself. Met ander woorde, jy dink wanneer jy soek jou geluk by vriende, jy soek jou geluk in verhoudings, jy soek jou geluk met materiële goeders. Weet jy jaag sukses na, maar geluk kom eintlik van binne af. En hoe dit werk is, ons is gebore met 'n gat in jou hart. Met ander woorde, ons is gebore in sonde. So, die oomblik wanneer jy Jesus in jou lewe aanvaar, dan kry jy daai Heilige Gees, en die Heilige Gees vul eintlik jou hart. En dit is waar daai innerlike geluk vandaan kom, maar dit is eintlik wat ons almal najaag. Maar wat ons doen is, ons soek dit buite onsself en jy nooit daai vervulling buite kan kry nie. En dit is wat jou in oorlewing hou, met ander woorde, dit is wat jou spanning veroorsaak, dit is wat jou stres veroorsaak. So wat in realiteit gebeur is, jy is altyd net waar jy is. Met ander woorde, jy bly in die hede. En hoe dit werk is, so met ander woorde, as jy nog steeds sê, weet jy wat, as ek eers daar gaan kom, gaan ek gelukkig wees. As jy daar is jy nog steeds in die hede. As jy verstaan wat ek sê. So, en dit is wat ek bedoel met, daar's 'n slaggat met tyd. Want jy dink altyd, weet jy, ek moes wel verder gewees het. Nee. Jy is presies net waar jy moet wees. Jo. En die oomblik wanneer jy daai besef, dit vat baie van jou spanning weg. En dit is ook deel van, jy moet jou stres beheer, jy moet jou streshouer leegmaak, want dan kan jy in die Here lewe. En saam met die Here, wanneer jy in die Here lewe, is jy ook baie meer, ek wil amper sê selfbewus. Jy daai, ek gaan maar 'n Engelse woord weer gebruik, jy daai awareness. Met ander woorde, jy sien goed vir wat dit is. Wanneer jy vasgeval is in jou verlede, dan dit hou jou vas. Met ander woorde, jy kan nie beweeg nie. Dit is so jy hou aan iets vas.
En wanneer jy weer in jou toekoms is, dan is jy nooit gelukkig met daar waar jy is nie. So jy jaag altyd iets na, so jy mis. Jy weet baie mense sê, weet jy, ek wil net weer present wees in my verhoudings. Ek wil net weer present wees met my kinders. En dit is die probleem met, verstaan jy jaag iets na wat jy nie kan kry. Sure. En dit is hoekom dit so belangrik is. Ja. Antoinette, 'n praktiese wenk vir hierdie maandagooggend om regtig teenwoordig te wees in die oomblik? Weet jy, dis om regtig te kyk en vir jouself te sê, wat kan ek doen vir myself? Hoe kan ek tyd vat vir myself? Want dit wat ons najaag, dit is omdat ons so gejaagde lewe het. So dis nou baie kort antwoord. Dan sê, dis perfek. Dankie. Ek gesels met Antoinette Schminke. Sy is 'n neurolewensafrigter en ook 'n stresontladingafrigter. As jy met haar wil kontak maak, haar webtuiste www.clarityworks.co.za en haar e-posadres info@clarityworks.co.za.